Here Jesus, U alleen is waardig vanoggend, Here Jesus. U alleen is die koning van die konings, die een wat ons kan aanbid vanoggend, Here Jesus. Here, ons wil net vanoggend net kom sê, dankie Here, dankie dat U so amazing God is, dankie dat U 'n God van liefde is, Here, dankie dat ons weet ons kan kom aanbid vanoggend in die liefde. Here, ek bid dat U vanoggend die woord sal seën wat ons sal hoor, Here, en dat U vanoggend, Here, ons 'n honger sal gee om meer en meer van U te hê, Here Jesus. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen, dankie vir elke genade, elke keer wat U ons seën, elke keer wat U ons bless. Dankie dat U die een is wat onmoontlike moontlik maak, Jesus. Maar Vader, ek bid vanoggend vir elke persoon wat vanoggend hier is, Here. Here, wat elkeen wat vanoggend 'n verwagting het om 'n ontmoeting met U te hê, Here, elkeen wat 'n verwagting het om vanoggend net, Here, opnuut iets in hulle aan te wakker vanoggend, Here Jesus. Here, ons kan nie dieselfde hier inkom as of uitgaan as ons hier ingekom het vanoggend. So seën ons vanoggend, lei ons vanoggend, bewaar ons vanoggend, Here. Here, dankie dat U God is en waardig is. Ek bid nou, Here, dat U elke persoon wat vanoggend hier is, sal seën. Here, dat U hulle sal ontvang met U liefde en dat hulle sal weet, U is die ek is, Here Jesus. U is die God wat lewendig maak, U is die God wat verbinding gee. U is die God wat deurdraag en bewerkstellig. Here Jesus, elkeen wat vanoggend 'n begeerte het of U vertrou vir iets, Here, dat dit net so sal wees, Here Jesus. Here Vader, ek kom hier vanoggend en ek gee nou die diens in U hand, Here Jesus. En ek vra, Here, dat U Heilige Gees vanoggend sal kom werk, dat U Heilige Gees vanoggend sal beheer. Ek bid dit nou in Jesus naam. Here, nie omdat ons het verdien, Here, nie om alles, Here, alles uit U genade en uit U liefde, Here, wat U vir ons het, elke dag, elke geleentheid wat ons het, om net nader aan U te kom, net nader en nader aan U te beweeg. Dankie, Jesus. Dankie vir die Heilige Gees wat nou kom werk en vanoggend ons harte kom aanloop. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ja, ek wil vanoggend met julle praat oor die koning is op pad. Nou, wat vir my so amazing was, is toe ons nou gesing het, die tweede song wat julle gesing het, ek wil gereed wees. So ek wil jou volgende vraag, wil jy gereed wees? Is jy reg as Jesus kom? Is jy reg om 'n ontmoeting met God te hê? So, Jesus is op pad, dis wat ons nou basies ons vier Jesus se geboorte hierdie week, en ek het hierdie verwagting dat God regtig iets in hierdie Kerstyd wil kom doen in ons lewens. Ons lewens wil kom verander, ons lewens wil verbeter en net 'n oorwinning gee. So, Jesus is op pad. Die koning kom vir jou en my. Hy het gekom om ons te red. Hy het gekom om ons vry te maak. Hy het gekom om jou van alles weg te vat wat nie van hom af is. En volgende wil ek met jou share wat die Here op my hart gelê het, en ek wil eintlik vir jou sê, ek gaan jou vandag 'n job gee. Jy gaan 'n verantwoordelikheid kry vanoggend met my preek. Nie omdat ek nou gedink het ek niks beters om te doen as om vir jou werk uit te deel nie, maar ek wil jou voorberei vir 2026. Ek sal verlof. Is jou verlof? Nee, maar dis nog nie tyd, hoor. Ek het nou die dag, sorry, ek het nou die dag vir iemand gesê, hy het vir my gesê, wil pensioen, gaan sê, ek was al ergens in die Bibel, jy mag op pensioen. Hy sê, mag jy pensioen, vry. Jy kan werk die dag met die leer. Weet jy wat, ons met so verwagting, soos ek sê, ons sing die liedjie, ek wil gereed wees, en ek wil ook allemaal sing, en ek dink, Here, besef ons wat ons sing, ons wil gereed wees as Jesus kom, ons wil gereed wees dat U terugkom, ons wil gereed, maar saam met dit kom daar verantwoordelikheid by my en jou, want ons wil hê Jesus moet kom, of vir Jesus om te kom, en die hele wêreld weet dat hy leef en regeer en heers. So daar is 'n groot verantwoordelikheid. Nou, ek gaan vanoggend met julle 'n bietjie praat uit die boek van Lukas uit, so as jy jou Bybel het, as jy welkom om na Lukas 1 toe te gaan. So, ek het jy kan eintlik die hele Lukas 1 gaan lees, jy kan die hele Lukas 2 gaan lees, jy kan die hele Lukas 3 gaan lees, tot waar ek nog gaan, maar ek gaan seker stukkies lees net, ek gaan nie alles lees nie, want ons gaan ons baie lank lees, en my asem gaan nie dalk nie hou. So, die geboorte van Johannes die Doper word aangekondig. Nou, ons lees daarvan, ek gaan nou so 'n stukkie begin na vers 5, wat sê, in die tyd van koning Herodes van Judea,
was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onthou. Weet julle wat, dit was my so mooi. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onthou. So hulle was gehoorsaam aan God gewees. En dit is wat God vir my en jou vereis. Gehoorsaamheid. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op 'n ver gevorderde leeftyd. Gelukkig weet ons vir God, dit is niks onmoontlik nie. As ons nou kyk na Abraham se storie, hy was 90 te word in pa. Op 'n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom: "Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel terugkeer tot die Here, hulle God, en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elisa, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te bring." So Johannes die Doper is die voorloper van Jesus, as jy die hele storie gaan lees. Johannes die Doper is die een wat is 'n geskenk aan Elisabeth en Sagaria gegee om Jesus eintlik aan te kondig en wat Jesus gaan kom doen. Nou, ons almal weet dat Jesus nou op aarde was en ek glo elkeen van ons hierso wat hier sit het 'n verwagting dat Jesus weer gaan terugkom om sy kinders te kom haal. So ek en jy het saam met dit daai verwagting wat ons het ons net soos Johannes die Doper 'n werk gekry. Ons moet vir die res van die wêreld verkondig van Jesus. Ek en jy is veronderstel om elke dag van ons lewe so in te rig en so te wy aan God, dat die wêreld kan sien, of die mense om ons kan sien dat God leef. Nou, as jy nog terugdink aan jou lewe waar jy jouself nou vind, is jy besig om die lig vir die wêreld te wees? Is jy besig om die verskil te maak in God se koninkryk? Vertel jy vir ander mense van hierdie amazing God wat ons aanbid? So Johannes het gekom, sy ma kon kinders gehad het nie, sy ma of pa het gebed het. Sy ma het swanger geraak en hy is op pad. So, en sy was onvrugbaar. Sy was nie veronderstel om 'n kind te hê. Maar God kies haar, net soos wat hy Maria kies hy vir Elisabeth, om sy seun, om die voorloper te wees, om Jesus aan te kondig. Net so is jy vanoggend wat hier sit. Kan jy sê, nie, Johannes is gekies nie, maar jy kan jou naam invul. Nikita is gekies om die woord van God te verkondig. Welmarie is gekies om die woord van God te verkondig. Elkeen van ons kan ons naam vanoggend daar invul en weet dat jy verantwoordelik bent. Debbie, jy moet die woord van God verkondig. Jy moet die ligdraer wees vir die wêreld, sodat mense kan sien God is op pad. So, ek kyk nou hierdie paar dae wat 'n mens winkels toe gaan. Ek weet nie wie van julle het dit gewaag om by die winkels uit te kom nie. Maar dit is nogal rof. Voor as jy
En ons loop daar rond, en ek kyk hoe al die mense maal. En ek dink by myself, terwyl ek so loop, besef hulle waaroor dit werklik gaan. Of gaan ek net op die geskenkie onder die geskenkie? Besef hulle dat hulle verantwoordelikheid het om God se woord en die evangelie uit te dra. En ek weet, dit is vir almal lekker om 'n geskenkie te kry, nie daai ding omdraai nie. Ons hou daarvan. Maar dit moet ons enigste fokus wees. Ons fokus moet Jesus Christus in die tyd wees. Ons fokus moet wees dat Jesus gekom het om jou en my te kom red. Maar daar was iemand wat voorgeloop het, en dit was Johannes, om die evangelie te verkondig. So ek gaan nou so 'n bietjie skiep, so jy kan nou so 'n bietjie gaan, toe Sagaria stom geraak, want hy wou nie glo nie, en al daai lekker dinge, want ons is mos maar nie altyd gelowig nie, ons moet nie altyd glo nie. En toe word die geboorte van Jesus aangekondig. So vers 30, ek gaan nou na vers 30, soos ek sê, ek gaan baie skiep, jy het huiswerk vir die week, jy kan die hele Lukas 1 gaan lees. En 2 en 3, pardon. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees. Weet jy wat, en toe ek hierdie weer lees, toe besef ek, weet jy wat, daar is geen einde aan God se koningskap. Jesus het gesterf, maar het opgestaan. Elke ander koning waarvan jy al in die Bybel of in die wêreld gelees het, een of ander tyd het sy koningskap tot einde gekom en uitgegaan, na beter gronde toe, of ek loop so. So hy is weg, hy is nie meer daar nie, maar Jesus bly voortleef, want hy is die koning van die konings. En ons niemand soos hy. So hy is vandag dieselfde, hy is môre dieselfde, en hy gaan oor 20.000 jaar vanaf nog presies dieselfde God wees, en net soos wat hy 20.000 jaar terug dieselfde is. Dis wie God is. So sy koningskap sal vir altyd heers. Maak nie saak hoe hard die vyand gaan probeer om te onderdruk en te God sal bo dit alles uitstyg. En dis hoekom dit so belangrik is vir jou en vir my om God deel van ons lewe te hê. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy vir die wêreld vertel van hoe amazing dit is om God te ken. Want as ek en jy vir die wêreld kan vertel hoe groot hierdie God is en wat hy kan doen, imagine it. Ons het verlede Sondag aan die pad van Bethesda gedoen. En ek het gesien hoe die Here mense se lewens drasties verander het. Ek het gesien hoe mense begin huil het soos nog nooit van tevore nie, net voor God. Ek het mense gesien wat verstom gesit het oor wat God gedoen het. Ek het gesien hoe mense wat eintlik net gedink het, dit is 'n gimmick, as ek dit nou maar so kan sê, wat ons doen hierso. En onnis gesit het. En elke persoon wat daarna die persoon deurgaan het, gehuil. As die persoon daar staan nog gehuil, dis nie sy, want dis wat God kan doen. God se grootheid, God se almag is net so groot. Sy teenwoordigheid in jou lewe. Weet jy wat, dit moet wees soos toe die disippels in daai tyd geloop het, as die mense net met hulle skaduwee in aanraking gekom het hulle gesond geword, het daar wonderwerke gebeur. Dis hoe ek en jy moet wees. Wanneer ek en jy so in Jesus Christus is, wanneer mense naby ons kom, moet hulle aangeraak word sonder dat hulle eers weet hulle word aangeraak. Hulle moet besef iets het gebeur in hulle lewe. Maar ons as kinders van God het so afvallig geword, en ek sluit myself partykeer daarin. Ons is so besig om alles rond te jaag en na te jaag, dat ons vergeet dat God ons eerste prioriteit moet wees. Ons moet God kies in alles wat ons doen. Want dan, as ons by God so naby aan God beweeg, sal hy ons voetstappe rig na waar ons op pad is. So ek en jy sit nog in ons wag dat Jesus kom,
Ons wag met 'n verwagting dat Jesus gaan terugkom om ons te kom haal. Maar saam met dit is daar groot verantwoordelikheid op ons. So ek wil vir jou sê, as jy 'n verwagting het vanoggend, Jesus is op pad. Jy is, God is nog nie klaar met jou nie, want jy het 'n job vanoggend. Jy moet eers die werk, jou werk doen, voordat Jesus kan terugkom. En hoe langer jy afstel, langer gaan ons wag. So kry asseblief jouself in beraad. Gaan aangaan. Vers 20, hy sal groot wag, vers 3, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Vers 20, maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou werk. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik. Niks is vir God onmoontlik. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Toe die engel van haar weg. En weet julle wat, ons moet die gesindheid hê van Maria. Ons moet die gesindheid hê om te sê, Here, ek is tot U beskikking, gebruik my waar U wil ek moet gaan. Ek sal luister. Maar ons het elke verskoning in die boek eerder oor hoekom God ons nie moet gebruik. Jy weet ek geweet, jy sien wat ek verkeerd gedoen in my lewe. Ek sê wat die Paulus gedoen. En God het hom gebruik om die grootste deel van die Bybel te skryf. By the way, hy was in die tronk, hy was 'n moordenaar, daar was niks wat hy nie gedoen het. But yet God used him. Why? Because he was willing to be used by God. Toe hy daar ontmoeting met God gehad het die dag, daar op die Damaskuspad, toe sy lewe so verander, dat hy net wou God, hy het God geleef. Hy het vir almal vertel van hoe amazing die God is. En dis wat met jou en my moet doen. As ons God regtig ontmoet, gaan dit al wees wat ons wil doen. Ons wil vir die wêreld vertel hoe amazing God is. So Jesus is op pad. Yes, hy is. Maar ek het net 'n verantwoordelikheid. En net soos Johannes die Doper, die voorloper van Jesus was, wat gegaan het om vir die wêreld te vertel van hoe amazing God is, net so is dit jou verantwoordelikheid vanoggend. So klop jouself op die skouer en sê, ek het 'n verantwoordelikheid vanoggend. Ek het 'n job om te doen. Ek kan nie gaan rus en dink dis oukei nie. Ons almal is uniek wat hier sit. Dan nie maar ek sê nie mal net vir uniek. Okay, so ek sê uniek, jy is uniek. Dit maak jou besonders in God se oë. En as gevolg van daai uniekheid, hoe God jou gemaak het, kan jy iets vir God doen. So maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe jong jy is nie, jy het 'n verantwoordelikheid vanoggend. Ek en jy is veronderstel om elke dag God te leef vir die wêreld. Ek en jy is veronderstel om elke dag die voorbeeld te wees vir die wêreld. Van God se liefde. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore moet gaan. Jy wil nie verlore gaan nie. So kom die res van die wêreld verlore gaan, omdat jy nie jou werk doen. Jy gaan vir God moet staan. Jy gaan vir God moet staan en aan hom verduidelik hoekom moet jy nie jou werk doen. Is enough. Marietjie, jy kan nie met verlof gaan nie, jy moet eers vir mense vertel. Ek gaan veel, het nog veel oggends vir my gaan. Okay, dan, Maria besoek vir Elisabeth. Ons gaan aan met die interessante storie. Vers 41. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot.
Waarom het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk net toe die geluid van jou groet in my ore klink, die kind in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo, dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. So, hier's Maria kom by Elisabeth. En toe sy net in die teenwoordigheid kom, toe beweeg Johannes. Toe sal iets wat gebeur. Wanneer ek in die teenwoordigheid van Jesus kom, dan sien jy die gebeur. Andersins is dit sonde. As jy in die teenwoordigheid van God kom, is daar iets veronderstel om in jou op te wakker en op te kikker en jy moet soos jy moet net wat vertel van hoe amazing God is. Wat hy vir jou doen. Is jy gered vanoggend? Nou lyk dit ons soos iemand wat gered is. Ek is gered. Ja, ek is gered. Ek is gered. Die Here het my gered van wat ek mee besig was. Sodat daar waar ek in die diepste gat van my lewe was, het God my kom uithaal. Ek is nie meer dieselfde diep gat, donker, wolkie mens nie. Ek is lewendig, ek is heilig, ek is lig in die wêreld. Wie is lig? Ek gaan vir jou uithaal. Jy gaan nie hoor vanoggend. Kyk, Johannes die Doper, ek gaan weer aan. Die loflied van Sagaria. So die geboorte van Johannes die Doper het gebeur. Johannes is gebore vers 57 tot 65, 66 en dan in 67 gebeur die volgende. Nou moet jy weet, Sagaria kon nie praat nie, want hy was omstom, want hy nie geglo het nie, né? Ek dink partykeer wil Here ons ook stom maak, omdat ons nie wil hoor nie, en ons nie glo nie. So gelukkig maak ons nie meer stom nie. Maar in elk geval, vers 67 toe begin hy nou praat. Sagaria die kindjie se pa is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van ouds beloof deur die mond van sy heilige profete om ons te verlos van die vyande en uit die hand van al die haters, om te ontferm met ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Met eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee, dat ons gered, dat hy sou gee, dat ons gered uit die hand van vyande, om onbevrees kan dien. In vroomheid en opregtheid, al die dae van ons lewe, en jy die kleintjie, 'n profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, verlossing met vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môre son sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en die skadu van die dood lewe, om ons voetstappe te rig, om ons pad op die pad van vrede. Die kind het opgegroei en sterk geword deur die Gees en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel. So hierdie is nou 'n pa wat nou opgewonde is oor sy kind wat gaan kom om vir die wêreld te vertel dat sy seun of dat Johannes gebruik gaan word om aan te kondig dat Jesus op pad is. Dat Jesus ons verlosser is, dat Jesus ons saligmaker is, dat Jesus die een is wat ons gesond gemaak, dat Jesus die oorwinning gaan kom behaal vir jou en vir my vir ons sondes. Blydskap, blydskap, blydskap. Ons moet blydskap in ons hart hê, oor dit wat Jesus doen. Ons moet blydskap in ons hart hê, as God ons kom red. Ons moet blydskap in ons hart hê, as God 'n wonderwerk in ons lewe doen. Ons moet blydskap hê in ons hart, as God iets bonatuurliks wat jy nie eens op gedink kan gebeur nie, in jou lewe laat gebeur. Nee, ons is te bang. Ons is te bang om vir die wêreld te vertel wat Jesus vir ons het.
Ons is te bang om vir die wêreld te vertel waar Jesus ons uit ons diepste gat uitgemaak het. En weet jy wat? Jy is bang jy word verwerp. Jy is bang jy word eenkant toegeskryf. En maak die saak. Op die ou ende gaan dit oor Jesus. Op die ou ende gaan dit oor wat God vir jou gedoen het. En dat hy jou lewe gered het. Ons lees in Lukas 2 dat Jesus gebore is in 'n stal. Nie in 'n fancy hospitaal nie, nie in die herberg nie, nie op die beste en gesondste plek vir 'n vrou om 'n babietjie te hê nie, in 'n stal, tussen diere. So nederig is Jesus. Ek hou die mense van vandag dop. En ek weet jy wil die beste vir jou hê. Jy wil die beste vir jou kind hê. Ek was ook so kind toe met familie nie gehad het. Ons moet kies het, dat ek geweet ons gaan na Natal toe gaan, of ek was bang dat ons na Natal toe moes gaan, dat ek by die regte hospitaal is in die omgeving. Maar Jesus is in 'n klein stal geword. Daar waar jy nie so verwag het. And yet he is the King of Kings. Hy is net iets omtrent hom wat ek en jy moet nastreef. Ons moet wees soos Jesus. Ons moet lewe soos wat Jesus geleef het. Johannes die Doper het kom vertel van die amazing God, Jesus, wat ons kom red het. Dit was sy werk. En vanoggend sê ek vir jou, waar ons aan die einde van 2025 kom en in die begin van 'n nuwe jaar ingaan. Dit is jou verantwoordelikheid om vir die wêreld te vertel dat Jesus op pad is. Dit is jou en my verantwoordelikheid om vir mense te vertel hoe amazing God is, hoe groot hy is, hoe lief hy ons het. Terwyl Johannes gegaan het en die woord verkondig het, hy het nie 'n luxury gehad nie, hy het in die woestyn gebly. Hy het sprinkane geëet. Ek kan nie dink dat ek is, sorry. Maar hy het gedoen. Hy het homself nie hoër geag as enigiemand anders. Ek wil vir julle hierdie stukkie lees. Lukas 3. Dit sê in daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sakaria, in die woestyn gekom. Hy het die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig: bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. So staan dit geskrywe in die boek van die profeet Jesaja. En iemand roep in die woestyn: maak die pad van die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bol plat gemaak word. Die krom paaie moet reguit en die nuwe paaie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien van wat van God kom skies. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê: julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liewer vrugte, en hier is wat ek wil doen. Dra liewer vrugte wat wys dat julle bekeer is. En moenie by julleself sê ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Ek gaan net tot alles. Weet jy wat, ek maak nie saak of jy 'n afstamming van Abraham is nie. If you don't have a relationship with God, you are going to hell. Ek kan dit vir anders vertel.
As jou lewe nie vrug dra van Jesus nie, jy's op pad hel toe. Jy kan maar hoe hard probeer en hoe mooi vertel, ek is 'n kind van Jesus, but if there's no fruit in your life, then jy gaan hel toe. Dit wil jy nie glo nie. Maar ek moet vir jou dit sê vanoggend. Jou hele lewe moet vrug dra vir Jesus. Elke dag. Jy moet 'n verskil maak. Mense kom nie op jou pad per toeval of per ongeluk nie. Hulle kom op jou pad sodat jy 'n verskil dalk in sy of haar lewe kan maak. En as jy mooi Jesus gaan kyk, Jesus het nie omgegee met wie jy mekaar geraak het nie. Hy het met enige iemand jy mekaar geraak. Jy weet die tannie wat daar in die put was, wat die baie mans gehad het, hy het van haar gegaan. Die ouens wat jy kon sien nie, hy het vir die oogies gegee dat hulle kan sien. Die ouens wat so die geld gesteel het in die tempel, hy het selfs brood hulle gehou. Die tollenaars, soos hulle genoem het. Een van sy discipels, Mattheus, was 'n tollenaar. So Jesus vra jou eintlik volgende, volg jy my? Gaan jy my volg in 2026? Of gaan jy net aangaan met waar jy nou is? Die Heilige Gees wat in Johannes was, wat in Jesus was, is in my en jou. Die verantwoordelikheid wat op Jesus se skouers was toe hy op aarde was, om die evangelie te help verkondig, is op my en jou. En ons het riglyne van hoe. Ons het 'n Bybel wat ons kan lees. Maar is ons een ding wat in die kas gebaar word, tot op Sondagoggend en haal uit. Ja, stop jou af. En dan bring ons sonder kerk toe. As jy dan nou nie hierdie Bybel wil hê, jy ten minste 'n Bybel app op jou foon asseblief, want almal het 'n foon, reg? Jy kry 'n Bybel app op jou foon. Lees net die Bybel. Hoe weet pastoor al die goed? Want ek lees die Bybel. En ek het die Heilige Gees. En ek het God in my hart. Ons kan nie dag in en dag uit dieselfde wees. Jy kan nie elke Sondag kerk toe kom en elke Sondag hier uitstap en presies dieselfde wees as wat jy verlede Sondag was. Want dan is daar fout. En glo my, die fout is nie in my nie. Nie omdat ek oulik is nie. Die fout is by jou en jy wil nie hê jou ore oopmaak dat God iets kan doen nie. Net aan die saal. Maar ek weet nie microfoon skryf. Jy het hierdie goedjies gekry om te hoor. Die 2 gekry om te sien, party van ons het 4. Om te kan sien, ons kan sien. Party van ons het bene gekry. Jo, jy kan verwonderd doen met daai bene van jou. Hande. Daar gaan jy gaan vertel vir iemand hoe amazing God in jou lewe is. Jesus is op pad om jou en my te kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Kan jy lees die Bybel? Sê goed met die kies. But what I know is how to be ready when Jesus comes to fetch you. So dis wat ek vertel. As jy elke Sondag hier sit, en elke Sondag jy uitstap, met dieselfde persoon as wat jy ingestap het,
gaan doen 'n bietjie introspeksie van myself. Ok, ja, ek wil nie hoor wat die pastoor vir my sê. Weet jy wat, ek hoor baie goed hiervoor, want ek het nie veel hoor nie. Maar ek moet. Weet jy wie hou niks daarvan as ek op 'n toilet trap nie. My vrou. Sy kan ek dink, dat sê sy, is dit nou my man wat met my praat of my pastoor wat met my praat? Nou moet jy weet, sy is moet om my getrek. Hoe moet sy voel? Ons wil nie baie keer alles hoor wat ons hoor nie. And sometimes we need it to grow, to be better. Onthou een, niemand behalwe God is goed. Jy hoor wat ek sê, niemand behalwe God is goed. Ek en jy probeer om goed te wees, maar ons val. God is goed. God is liefde. Hy verstaan dit. Jesus verstaan dit. Hy was hier, hy het alles gedoen. Jy weet, Jesus was getemd in die woestyn, nadat hy 40 dae gevas en bid het. Hy weet hoe dit voel. Hy weet wat jy deurgaan. So, 2026 het ek nou vir gesê, is daar 'n paar goed wat op in die horizon is. Ons gaan ons 21 dae challenge hê. En ek wil jou regtig aanmoedig om dit te doen. En weet jy wat is altyd so amazing? Ek weet nie hoekom nie. Mens begin met vuur en vlam en alles wat daarmee saamgaan. Ja? Jy het voornemens. Ja? Jy doen dag 1. Dag 2, kom sommer, dag 3, kom sommer, dag 4. Moet ek nou dag 5. En nie by dag 21 het jy die bus gemis. Daar is nie eens iets anders nie. Jy het die bus gemis. Of jy is getref deur die bus, een van die twee. Maar iets het gebeur wat jy nie nou gehad het, moes gebeur het nie, maar nie. Dit wat veronderstel is om te gebeur het nie gebeur nie, wat jy nie klaar gemaak het. Jy het nie jou reis voltooi. Jy onthou ek het gepraat oor die terug in die reis, net 2 weke terug. Ons is in 'n reis, maar hierdie is deel van jou reis, okay? So, hulle sê in 21 dae verander jy as mens. Daar's 'n studie deur geleerde slim mense wat sê to change a habit it takes 21 days. So, as jy ek gaan net 'n stupid voorbeeld vat, as jy wil ophou rook, dit moet 21 dae eintlik ophou rook, dan gaan jy ophou rook. So iets, okay? Maar 21 dae met dieselfde ding oor en oor doen, dan verander dit jou. So dis hoekom ons dit 'n 21 day challenge, sodat jy nog 21 dae hopelik iewers verander het. Okay? So, vat dit. Weet jy wat is die beste nuus wat ek, of altyd wat ek hoor? Ek wil verander. Weet jy wat ek al baie hoor? Ek gaan nie meer dieselfde wees nie. Ek gaan nie dieselfde wees. As ek iets doen, daarom te doen. Jy kan nie verander as jy niks doen daarom te doen. Dan gaan jy net dieselfde doen. Ek dink, ja, sorry, kan ek dit sê. Ons moet regtig begin lewe vir Jesus, ons is in die eindtye. Jesus is op pad om jou en my te kom haal. So ons moet reg wees, so ons moet ons werk doen dat ons veronderstel om te doen. God kan nie dinge doen as jy nie opdaag om dit te doen. So, ons gaan nou, ek het gesê, ons gaan daar in die begin, ek dink die 17e, wat ek net my datums nou, 7de datum,
7de tyd, want ek op my 7de tyd maar as jy voor my Bybel. 17 Januarie, moet jy net woord rustig. 17 Januarie, 7de tyd. Almal wat laat is. Daar's altyd so is. Ons is baie lief vir julle ook. 17 Januarie, moet dit nie mis nie. Al, soos ek sê, al is jy nie by 'n bediening betrokke, weet jy wat dit eintlik hier is. As jy wil 'n life-changing experience hê, kom jy daai dag kerk. Dis 'n Saterdag. Dis jou dag. Van 9 tot ten minste 3. So moenie iets doen tussen 9 en 3. As jy gaan jy gaan by die kerk wees. Jy kan daar iets gaan doen. Kom in die business. En as jy nie kom in die business. Okay, maar wat ons wil doen is, ons wil jou gebruik. Nou sê jy, maar ek is nie in die kerk. Ja, maar jy kan ook kom kyk. Ons gaan jou gebruik. Ek gaan jou misbruik daarom, ek gaan jou gebruik. Ek gaan jou export. Ons gaan iewers, gaan ons jou in die koninkryk van God kan gebruik. Ons kan jou dalk doen, ons gee jou vir jou 'n inspirasie vir iets wat jy dalk nie geweet het jy wil doen. So probeer asseblief regtig. Dis kom ek sê, ek sê dit nou al vir jou. Ek dink dis nou amper 'n maand. Jy het 'n maand om al jou goed te gaan reël. As jy jy kan net vir jou skool vertel, hulle mag nie daai naweek iets gee nie. Okay. So dis hoe belangrik dit is. Maar in elk geval, die belangrikheid van hierdie is, eintlik wat ek vir jou wil sê is, ons het nodig om 2026 met ywer aan te pak. En so met dit, dis kom ons hier 21 dae, want nou, net nadat ek jou nou vertel ek gaan vir jou werk gee, gaan ek jou toerus om my werk te gaan doen. Hierdie kursus is fenomenaal, ek het hom nou gekyk, dit is, wow. Dis eintlik 'n 40 dae en dan ons nou 21 dae gaan sit. So jy gaan tyd al 'n bietjie ekstra werk. Maar weet jy wat? As jy ernstig oor God is, sal jy ernstig wees oor hierdie. Dat ons wil regtig 'n verskil maak. Ek wil hê jy moet 'n verskil kan maak, daar by jou werk, by waar jy ook al is. Want jy gaan dit wat ons jou gaan gee, aan jy toepas. Ek dink eintlik as jy nou my preker is, ek weet dit wat ek vir jou vertel gaan toepas. En dan gaan jy ook wel verskil kan maak. Maar kom ons kom by mekaar in 2026 en ons maak 'n verskil. Daar word voorspel, of, nee, dit is nog nie die regte woord, geprofeteer, kom ek gebruik daar word gesê dat revival en vereniging gaan gebeur. Nou kom ons word deel van dit. Kom ons verander die dorp. Ons verander ons land. En dan begin ek al klaar. Ons land, ja, ons land. Dit begin by jou en my. Ek hoop jy kan iets vat uit vanoggend uit, om jou hierdie week op te jack en op te psych en als dat jy die koninkryk van God gaan platsel. Dat God jou wil gebruik, elkeen van ons, om 'n verskil te maak. Ons moet net vertrou in onsself. Ons moet glo in onsself, ons moet glo in God. Johannes die Doper het gegaan en hy was die voorloper om te verkondig dat Jesus op pad is. Nou is dit my en jou om te gaan verkondig dat Jesus op pad is om sy kinders te kom. Is jy reg daarvoor? Kom ons sluit ons aan. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om vanoggend in die huis van die Here te wees. Here, wat 'n voorreg is dit om te weet dat God leef en God regeer nie. Here Jesus, ek wil net vanoggend met blydskap in my hart kom vertel dat my God leef en my God regeer, Jesus. Here, dankie vir dit wat U gaan doen in 2025, die laaste deel, plus die begin van 2026, Here. Dankie dat ons deel kan wees daarvan, Jesus. Here, Here, ek bid regtig dat U ons sal kom gebruik in die koninkryk. Here, dat U ons sal kom aanraak en verander. Here, maak ons dat ons vrugdraers van Jesus sal wees in hierdie jaar.
Help ons om 'n verskil te maak vir die wêreld, sodat mense kan sien hoe amazing U is, Jesus. Hemelse Vader, dankie vir alles wat U doen. Dankie vir die goedheid, U guns, U heerlikheid, U teenwoordigheid. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier sit. Dankie dat ons weet U leef en regeer. Here, gaan nou verder met ons in die week. Bewaar en beskerm ons elkeen, Jesus. Maar Here, kom werk in ons harte, sodat ons sal weet wat U plan vir ons is. Dankie Vader vir al die genade en al die liefde. Gaan nou verder met ons en seën ons en lei ons, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.